Muis in die huis, die eerste storie. Miskien was daar nie 'n muis in die huis nie. Dalk het ons net verbeel. Maar deur dit te sê, loop ek nou die storie vooruit. So, kom ons begin by die begin. Vroegoggend het Grootsis gevra om teepartytjie te hou. Die manne het nog geslaap, so die huis was stil. Mamma en Grootsis doen dit toe in styl. Ons haal 'n mooi tafeldoek uit. Dit het sulke groot wit magnolias op. Ons dek haar 3 teekoppies met pierings op 'n skinkbord. Mamma kook vir haar tee in haar teepot, gooi melk in die klein bekertjie en maak die suikerpotjie vol. Dit kan so 2 lepeltjies se suiker bevat. Grootsis skink vir haarself en vir mamma lekker tee. Elke koppie, so klein as hy, is met 1 groot sluk afgesluk. Dan skink sy weer. So rukkie later word die manne wakker. Een vir een kom drink hulle saam. Een uit 'n glasie, die ander uit sy teebottel. Almal sit om die tafel. Terwyl ons nog lekker drink, is daar skielik 'n geritsel in die kas, in die kombuis. Klink dit. Almal raak stil. Ons luister weer. Dit het weer gebeur. Mamma sê toe, ek dink daar is 'n muis in die asblik. Ons luister weer. Mamma is eintlik baie bang vir muise. Sy het hulle in haar kamer sien inhardloop na hul gaatjies toe sy self klein was. Maar mamma gaan moedig nader. Maak sy die kasdeur oop waar die asblikke geberre word. Dis stil. Maar toe die deur weer toe is en mamma weer gaan sit, gaan die geritsel voort. Daar is beslis 'n muis in die kas, julle. Wat gaan ons nou doen? Mamma doen wat sy nog altyd sou doen. Sy bel iemand. Want sien, toe sy klein was en doodbang vir die muis in die nag, het sy sommer vir haar ouma gebel. Kom help my, mamma. Hier is 'n muis en ek is bang. Mamma bel toe vir pappa, wat by die werk is. Pappa sê dit nie, maar sy stemtoon verklap dat hy natuurlik nie nou kan huis toe ry om ons van 'n muis te kom red nie. Vra vir Trappertjie om die asblik met die muis in buite op die stoep te sit. Hy sal dit kan doen. En as die ding uitspring, wou mamma weet, dan slaan julle hom met 'n besem. Nou ja, mamma gaan al die besem en maak die voordeur oop. Sy maak ook die kas vir Trappertjie oop. Watter asblik is dit? Plastiek, papier, glas of die alles gemorsblik? Ons luister weer. Dis die alles gemorsblik natuurlik. Trappertjie probeer om die asblikkie uit te lig, maar dit sit vas. Mamma moet help, sy gaan nader, maar o, jetetjies, wat as die ding op ons spring? Hy sit toe blykbaar stil. Trappertjie gee vinnige tree tot by die deur. Hy sit die asblik net buite die deur. Alhoewel die koue instroom, hou ons die deur op 'n skreef oop. Kan ons dalk die muis nog hoor ritsel? Mamma dink sy hoor hom. Ons los die asblik buite en gaan aan met ons aktiwiteite binne in die huis. Toe ons later die asblik inbring, was dit stil. Was dit dan 'n huismuis, 'n oesmuis of 'n woudmuis wat ons besoek het? Al 3 soorte is Sweedse muise. Trappertjie sê dis 'n huismuis. Grootsis dink dis 'n oesmuis, een wat graan eet. Mamma dink dis 'n woudmuis, aangesien ons so naby in die woud bly. Behalwe dat die muis ons laat oplees het oor muise in Swede, ontdek ons toe iets interessant. Hier in Swede is daar so 'n paar jaar terug klein muishuisies opgerig. Die kunstenaarsgroep Anonymous het nagenoeg 30 klein gebouetjies opgerig vir muise om in te woon. Dis in die stad gedoen, onder teen geboue se mure, amper daar waar jy dit sal mis, maar mense het hulle verwonder daaraan. Gaan lees bietjie self oor Anonymous. Daar is 'n apteek, 'n platewinkel en ander oulike plekkies in Swede en elders in Europa. Alles net groot genoeg vir 'n muis.